Ek sit hier met my Bybel en dink oor Paasondag. Nou as ek na die Bybel kyk, dan dink ek baie keer dat mense praat van die Bybel as die handboek vir die lewe, en dit verraai 'n sekere verstaan van geloof, manier van kyk na geloof. Amper asof geloof 'n soort van 'n teorie is wat jy uit die handboek uit die Bybel uit kry, so jy moet eers verstaan, bestudeer en dan pas jy dit toe. So verstaan kom amper voor geloof, voor die lewe, voor die toepassing. Jy bestudeer die handboek, jy kry die teorie, jy verstaan dit en dan pas jy dit toe. Dan lewe jy die lewe van geloof. Nou, hoe ouer ek word, hoe minder werk daai idee vir my. Ek dink nie die lewe werk so, en ek dink nie geloof werk so, dat 'n mens eers die teorie kry en verstaan, en dit dan toepas nie. Geloof is nie 'n teorie wat jy toepas nie. Geloof is 'n werklikheid waarbinne jy lewe. Of beter gesê, geloof is 'n verhouding waarbinne jy lewe. En daar's baie verskillende maniere waarop jy in hierdie verhouding kan lewe. As jy as 'n Christen dink, dan dink jy aan die verhouding met Jesus Christus, en deur Jesus jou verhouding met die Vader, wat jy deur die werking van die Gees het. Maar jy kan op hierdie pad saam met Jesus, op hierdie verhouding saam met Jesus, op baie verskillende plekke wees, en natuurlik speel verstaan 'n rol daarin, maar verstaan kom dikwels eers agterna, verstaan is altyd maar ten dele, en is voorlopig, ons verstaan nooit heeltemal nie, maar die belangrike ding is, dat jy die pad saam met Jesus loop. En ek gaan dit uit die opstandingsverhaal, soos Johannes het vir ons teken in Johannes 20 vers 1 tot 10, probeer duidelik maak. Die vorige hoofstuk 19 eindig met Jesus se kruisdood en sy begrafnis. En die laaste woord in die Grieks van daardie hoofstuk is die woord Jesus. En hulle het begrawe vir Jesus. So die laaste woord is Jesus. En onmiddellik moet jy dan nou wonder, maar wat gaan nou met Jesus gebeur? En dan die volgende wat gebeur is dit wat ons nou gaan lees. En vroegoggend, op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus, wat hom gevolg het, daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê. En die doek wat oor sy kop was, die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat die eerste by die graf gekom het, binne gegaan, en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maria Magdalena, lees ons in Johannes 20, kom in die donker van die vroeë Sondagmôre, na die Sabbatdag, en sy kom tot by die graf. En dan as sy by die graf kom, sien sy die graf is oop, die klip is weggerol, en dan hardloop sy, want sy is ontsteld, sy hardloop en sy gaan sê vir die ander disipels, maar hulle het die Here se liggaam gevat, en ons weet nie waar hulle dit gebeere het nie, waar hulle dit neergelê het nie. Sy vermoed met ander woorde onmiddellik die ergste. Nou, ek wil dit gebruik as 'n vertelling van wat ek wil noem 'n geloof wat tot by die graf kom. Want as ons dink aan geloof as 'n verhouding met Jesus, dan moet ons besef, Maria is nog steeds hier in 'n verhouding met Jesus. Jesus het haar bevry van 7 duiwels, sy het Jesus gevolg tot die einde toe, sy het gesien hoe Jesus gekruisig word, sy het waarskynlik gehelp om hom te begrawe. En die rede hoekom sy nou graf toe kom, so vertel die ander evangelies vir ons, saam met die ander vrouens, is om Jesus te kom versorg, om aan hom liefde te kom bewys. En as 'n mens nou Johannes 20, die eerste 10 verse wat ons gelees het, kyk, dan word die woord graf telkens herhaal. Maar die eerste aanduiding is, sy het tot by die graf gekom. Nou wat beteken dit vir hom tot by die graf te kom? Dit beteken dat die dood vir haar op hierdie oomblik 'n finale werklikheid is. Sy kan nie 'n werklikheid ander kan die dood sien nie. Jesus se dood, sy gewelddadige dood, sy verskriklike lyding en sy dood en uiteindelik sy begrafnis is vir haar so 'n totale, oorweldigende finale werklikheid dat sy nie verder as dit kan dink nie. Al wat sy kan dink is, ek moet gaan en ek
moet aan Jesus die laaste eerbetoon bewys. Ek moet probeer om dit wat ons nie voor die Sabbat kon ingepas kry nie, om sy liggaam te balsem en te versorg, ek moet nou probeer om dit te doen. Wat beteken die graf dan vir haar? In 'n sekere sin sou jy kon sê, die graf van Jesus is die graf van haar hoop. Dit is dit vir al die disippels. Hulle het al hulle hoop, al hulle verwagtinge gebou om Jesus. Dat Jesus koning sou word, dat Jesus sou regeer, dat Jesus die wêreld sou verander, dat God deur Jesus sou ingryp en 'n nuwe wêreld sou skep. Dit alles was gebou rondom Jesus. En toe word Jesus gekruisig en hy word begrawe. En al hulle hoop, al hulle drome is saam met Jesus in die graf in. Die graf is ook die graf van haar hoop. En sy kan nie verder as dit dink nie. Ons lees in die Lukas 24 in die verhaal van die Emmausgangers ook, dat die Emmausgangers vir die opgestane Jesus, terwyl hulle nie weet dat dit hy is met wie hulle praat nie, dat hulle sê, ons het so gehoop dat dit Jesus was wat die volk sou verlos. Ons het so gehoop, maar nou hoop ons nie meer nie. Ons hoop is die graf in. En ek dink dis waar Maria Magdalena ook is. Wat sou dan oorgebly het van haar geloof? In Johannes 14 het Jesus gesê, glo in God, glo ook in my. Maar hoe kan sy in Jesus glo as hy dood en in die graf lê? Hoe glo jy in iemand wat begrawe is en nie meer daar is nie? Hoe kan sy nog in God glo, in die Vader van wie Jesus gesê het, hy is my Vader en julle Vader, die liefdevolle Vader. As die Vader toegelaat het, dat sy seun aan die kruis sterf, dat sy seun doodgemaak word, dat die vyande van sy seun oorwin. Wat kan oorbly van geloof? So in 'n sekere sin kan jy sê haar geloof en haar hoop is saam met Jesus in die graf in. Maar tog, daar is een ding wat nie saam met Jesus in die graf is nie. En dis haar liefde. Dis haar verbondenheid aan Jesus. Dit trek haar juist na die graf toe. Dit maak juist dat sy hierdie laaste eerbetoon wil gaan bewys. Sy het nog lief. Dis 'n pynlike werklikheid. Almal wat iemand al aan die dood afgegee het en agterna met leë hande sit en wat sit met die verwyte, ek sou so graag nog dit vir hom wou doen, ek sou nog so graag weer met haar wou praat, ek wens ek het meer dit vir haar gedoen, ek wens ek was geduldiger met haar. Almal weet, die pynlikste van liefde, wanneer daar dood is, wanneer jy tot by die graf kom, is dat liefde een rigting verkeer is. Jy het nog liefde om te gee, maar daar is niemand om dit te ontvang nie. En jy het nog liefde nodig, maar daar is nie meer een wat dit kan gee nie. En tog is dit wat haar by die graf bring. En hierdie pad deur die donker op die Sondagmôre tot by die graf, tot in die verwarring in van wat het nou gebeur, hoekom is die graf ook oop, hoekom is die graf leeg, het hulle Jesus se liggaam gesteel, moet ek dan nou my verdere pad loop, dat ek nie eers my laaste eerbetoon kan bewys nie, dat ek nie weet wat van Jesus geword het nie, dat ek nie weet of sy lijk dalk iewers op 'n ashoop lê, en of het vir die roofdiere gegooi is, of wat hulle gemaak het nie. Tog is dit ook 'n pad in verhouding met Jesus. En dit word uiteindelik die pad waarop sy Jesus gaan ontmoet. So deel van geloof is ook om in te loop in hierdie situasies, waar het vir jou voel, geloof is nie meer moontlik nie, ek het nie meer hoop nie, my liefde word 'n pynlike, eensydige ding van liefde wat ek gee, maar wat ek niks terug ontvang nie. Maar dit is ook deel van die pad van geloof, dit is deel van die pad saam met Jesus. En ek dink nie ek hoef julle te sê dat as 'n mens daar is waar Maria Magdalena is, daar is waar ons maar in ons lewe kom in hierdie geloof tot by die graf, dan verstaan jy net mooi niks nie. Die enigste ding wat jou daar kan help, is as Jesus lewe en as Jesus jou daar kom ontmoet, as hy jou daar by die graf kom ontmoet. Soos ons volgende week gaan sien, is dit wat Maria Magdalena ook gebeur. Dit gebeur met haar dat sy Jesus by die graf kom ontmoet, of liewer dat Jesus haar ontmoet. Maar dit is ook deel van hierdie geloofspad, 'n pad wat jy loop sonder om hoegenaamd te verstaan. Nou sy gaan vertel dan vir die Simon Petrus en vir die geliefde disipel, en hulle toe hardloop na die graf toe, waarskynlik ook gedring deur ontsteltenis, wat is nou hier aan die gang, wat het gebeur, is Jesus se liggaam gesteel, en dan kom die geliefde disipel eers daar aan, en hy kyk in die graf in, hy sien die doeke daar lê, maar hy gaan nie in nie. Hy is ook nog tyd by die graf. Petrus voortvarend soos altyd kom daar aan, en hy gaan in die graf in, en dan gaan die geliefde seun in, disipel in, en dan sien hulle daar die doeke wat lê.
Daar waar Jesus gelê het, daar lê die doeke waarna hy toegedraai is. Aan een kant opgerol lê die kopdoek. En dan lees ons hierdie interessante ding. Ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf is, het binne gegaan en hy het gesien en geglo. Nou die woorde sien en glo speel in die hele Johannes 20 'n baie belangrike rol. Ons weet dat Jesus later sal sê, maar vir Thomas gaan sê, maar gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog glo. So die hele verhouding tussen sien en glo is in hierdie hoofstuk verskriklik belangrik. Maar hierdie disipel, die geliefde disipel sien, hy sien presies wat Petrus sien. Of Petrus glo of nie, dit weet ons nie, dit word ons nie vertel nie. Maar die geliefde disipel sien en hy glo. Wat sien hy? Hy sien 'n paar doeke wat daar lê. Hy sien afwesigheid. Hy sien nie soos Maria Magdalena later sou sien, die aanwesigheid, die teenwoordigheid van die opgestane Here nie. Hy sien nie soos wat hy self in die bokamer sou sien, die opgestane Here wat kom en sê vrede vir julle nie. Hy sien net 'n afwesigheid. Maar in daardie afwesigheid sien hy iets wat hom laat glo. In daardie doeke wat daar lê, in die kopdoek wat opgerol is, sien hy iets wat hom laat glo. Nou wat sou hom laat glo het? Wat ter betekenis sou hy heg aan hierdie tekens van die leë graf, die klip wat weggerol is, die doeke wat daar lê? Wel, in die eerste plek sou 'n mens kon sê dat hy dalk kon gedink het dat as dit grafrowers was, mense wat Jesus se liggaam wou kom steel, sou hulle nie die doeke agtergelaat het nie. Hulle sou tog nie die doeke eers afgerol het en neergelê het en die kopdoek opgerol het en dan Jesus se liggaam weggevat het nie. So waarskynlik sê hy vir homself, Jesus se liggaam is nie gesteel nie, iets anders moes gebeur het. Dit is ook baie waarskynlik dat Johannes wil hê ons moet terugdink aan die opstanding van Lazarus, waar Lazarus opgewek word uit die dood. Hy word opgewek in hierdie lewe en hy word opgewek en hy gaan weer sterwe. So hy herleef eintlik maar. Maar wanneer Lazarus op Jesus se roepstem uit die graf gekom, dan staan daar dat sy voete en sy hande nog gebind was deur die grafdoeke en dat die kopdoek nog om sy kop was en dat Jesus dan vir hulle sê, maak hom los en laat hom gaan. Maar hier besef Johannes nou, of besef die geliefde disipel, moontlik was dit Johannes self, besef hy nou, hier het iets anders gebeur. Hier is dit nie nodig dat iemand Jesus se grafdoeke loswikkel of sy kopdoek loswikkel, sodat hy kan gaan nie. Hier het iets anders gebeur as wat met Lazarus gebeur, het iets meer gebeur as met Lazarus gebeur. So hy sien tekens wat die mense op verskillende maniere sou kon interpreteer, maar die tekens bring hom op die punt waar hy glo. Maar nou is die interessante ding dat hier staan, hy het gesien en geglo, en dan staan daar hulle, en die bedoeling is hy en Simon Petrus, het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. So hy sien, hy glo, maar hy verstaan nog nie. Hy sien, hy vertrou dat hier iets gebeur het, maar hy verstaan nog nie presies wat gebeur het, hoekom dit gebeur het nie. Die verstaan sou eers later kom. Die verstaan kom eers wanneer hulle weer die skrifte gaan lees en op nuwe oë kyk na die skrifte en na die beloftes van God, dat hy sy getroue dienaar nie in die dood sal oorgee nie. Dit kom eers later, maar hy lewe eers in hierdie werklikheid. Hy sien hierdie tekens, hierdie amper verwarrende tekens, en nogtans glo hy. En ek dink geloof is soms ook dit. Ons lewe in 'n wêreld met verwarrende tekens. Daar's tekens van God se teenwoordigheid, van God se skepingswerk. As ek dink aan hierdie sonneblomme hier agter my, as ek dink aan die toneel wat ek by die venster kan uitsien, die see en die son wat ondergaan, as ek dink aan die skepping, as ek dink aan so baie dinge, dan sê iets vir my, maar dis mos nie sommer nie. God het dit gemaak. Maar daar's net so baie dinge wat my laat wonder. Daar's net so baie dinge wat my laat vra. Pyn en lyding en onreg en geweld en haat. Laat my wonder, as mens dink aan die oorloë en wat altyd maar weer kom en die gevare wat nou ons wêreld vol het, dan wonder jy, maar as 'n God van liefde hierdie wêreld gemaak het en oor hierdie wêreld regeer, hoekom lyk die wêreld so? N.T. Wright, die bekende Nuwe Testamentikus, praat daarom van die tekens wat ons sien, wat ons help om te glo, as broken signposts. Tekens is daar, maar hulle is gebreek, hulle is verwarrend. Ons is nie altyd seker wat dit beteken nie. Maar geloof is om te weet, ek kan Jesus vertrou ook te midde van al hierdie tekens. Ek kan hierdie tekens lees en glo dat Jesus lewe en dat hy by my is. En ook vir Johannes is hierdie geloof wat waarskynlik nog maar 'n klein vlammetjie van hoop is wat in sy hart opgesteek word. 'n Klein vlammetjie wat hy nie mooi self weet wat om mee te maak nie, want hy gaan weer terug na sy wegkruipplek in die bokamer toe.
maar hierdie geloof is ook 'n deel van sy pad saam met Jesus. So geloof is nie 'n teorie wat jy toepas. Geloof is 'n pad wat jy loop. 'n Pad wat jy loop agter Jesus aan. Daai pad gaan deur die donker, daai pad gaan deur verwarring, daai pad gaan deur vertroue, daai pad gaan deur vrae, maar uiteindelik is die een wat die pad die moeite werd maak, en wat sorg dat jy uitkom waar jy moet uitkom, is nie jy nie. Dis die een in wie jy glo. Daarom het die Lutherse teoloog Paul Althaus by geleentheid gesê, of ek glo dit weet ek nie, maar ek weet in wie ek glo. As ek in myself moet inkyk en vra, het ek geloof, is my geloof sterk genoeg, is dit goed genoeg, is dit in midde van al hierdie vrae, onsekerhede, is dit reg? Dan weet ek nie, maar ek weet in wie ek glo. Ek is nie van myself seker nie, maar ek is deur my geloof van Jesus seker. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou dra deur die donker tye wanneer jou geloof net tot by die graf kom en nie verder wil dink nie. Mag die liefde van God ons Vader jou vashou wanneer jy in die graf staan en na tekens kyk en probeer glo, maar nie mooi seker is, nie mooi verstaan wat aan die gang is nie. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou elke keer weer terugbring om saam met ander gelowiges die lewende Here te ontmoet, waar hy homself vir jou gee. Amen.